jou trig en driehoeke. Wat belangrik is hierso, jy het eintlik net twee goed wat belangrik is hier, en dit is hierdie lettertjies wat ek nou vir julle gaan leer. Ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken, en dan ook, jy mag net met 'n 90 grade driehoek werk. Die oomblik wat jy nie meer 'n 90 grade driehoek het nie, dan kom daar ander reëls bietjie in spel, maar dit doen ons eers in graad 11 en 12. So vir jou in graad 10 gebruik jy jou 90 grade driehoek. Alright. Dan hierdie het ek baie mooi in julle opsommings vir julle uiteengesit, so jy hoef nou nie net hierna te kyk nie, maar ons gaan werk met die volgende lettertjies. Die eerste enetjie, sin se lettertjies is T op S. So T op S, sien julle sins. Kos se lettertjies is A op S, so ek gaan sê dit is A op S. Tanta sê vir my dit is T bo op die A. Right, nou kom ons by kosek, sek en kot. Ek het vir julle gesê dit help om na hierdie derde letter te kyk. Wanneer jy by daai drie kom, dis net as jy die mekaar rok, watter een is die omgekeerd. Mens wil nie hier 'n fout maak nie, dan is dit nogal 'n onnodige foutjie. Die derde lettertjie is 'n S daarso, dit sê vir my dis die omgekeerde van sin. So kosek, weet ek, is die omgekeerde van sin van theta. Wanneer dit by sy lettertjies kom, al wat jy doen, sin is mos nou sins, so dit is T op S, so vir kosek, ek ruil hierdie twee lettertjies van sin mos nou net om, dan kry ek hom as 'n S op T. Sek is die omgekeerde van kos, waar kos A op S is, dan is sek S op A. Kot is die omgekeerde van tan, tanta is T op A, so kot se lettertjies is dan A op T. Okay. So wat dit vir my beteken? So wat dit nou eintlik vir my beteken, wanneer ek 'n 90 grade driehoek het, dis die goed wat ons nou gaan doen, dis regtig cool dat mense hierdie goed actually kan doen. Ek het 'n 90 grade driehoek. Die eerste ding wat jy altyd gaan doen met 'n 90 grade driehoek, van nou tot by matriek, is jy gaan label jou sye. Okay. Gestel lig jy nou vir my hierdie 90 grade driehoek. Die belangrikste gedeelte altyd is om jou sye te label. Dit is jou beginpunt en as jy dit het, is jou kop deur. Dit is die moeilikste deel en dit is ook nie baie moeilik nie. So kyk gou wat gebeur hier. Wanneer ons met die 50 grade werk, ek gaan met een driehoek werk, het julle sien hoe dit werk, ek gaan hom rooi maak. So as ek met die 50 grade werk, so met ander woorde, dit sal byvoorbeeld sê, die sin van 50, die kos van 50, of die tan van 50, of iets van een van daai, of kosek of kot, of julle ken nou maar die drill, okay? So wat jy gaan doen is, om jou sye te label, jy gaan kyk, die een oorkant die 90 grade, is my skynsy, ek noem hom S, dis my skynsy. Nou wat jy doen, die een teenoor die hoek waarmee jy werk, ek werk spesifiek nou met die 50. So met ander woorde, hierdie sy is my teenoorstaande sy, en die ander sy is my A. En nou sal julle sien het ons die lettertjies vir S, T en A. Okay, dis wat ons nou hierdie boonste lettertjies wat ons gebruik het. Okay. Nou wat ons gaan doen, en ek gaan hierdie groen maak, dat julle sien, al is dit dieselfde driehoek, dit hang verskriklik baie af met wat sy hoek jy werk en waar daai hoekie sit. Okay? So, gestel ek werk nou met hierdie groen, met my groen hoek, is nog steeds dieselfde driehoek, is een oorkant die 90 grade, is my skynsy, ek gaan hulle hier in die binnekant noem. So dit is my skynsy, die een teenoor die hoek waarmee ek werk, so wanneer ek met die 40 grade werk, sien julle, dit is die sy wat oorkant daai 40 staan, daarom is hierdie nou my teenoorstaande sy wanneer ek met die 40 werk, en die ander dude is my aangrensende sy. Okay, so dis baie belangrik om reg te label, so nie as jy julle som verkeerd. Right, so kom ons begin gaan met die eerste paar voorbeelde. Ek sien 'n 90 grade driehoek, hierdie gaan lekker vinnig gaan. Julle kan self die calculator werk doen en die antwoorde is in die pakkie, so volg dit net. So die eerste ding wat ek gaan doen is ek label my sye. Ek het 'n 90 grade driehoek, dan sê ek hierdie is my skynsy, oordat ek by die 36 werk, daai is dan nou my teenoorstaande sy, want hy staan teenoor die 36 grade wat ek mee wil werk. En die ander sy is my aangrensende sy. Okay. Dan leer ek maar net vir julle 'n lekker trek, as jy bang as jy raak so 'n bietjie de mekaar. Ek hou daarvan om te sê, jy merk dit wat jy het, en dit wat jy soek. Okay? So, ek soek vir X, dis wat die vraag gesê het. Ek soek vir X, en ek weet ek het my A. Okay, so daarom gaan merk ek my T en my A. En dan ken ek my leerwerk, is ek weet, 'n funksie wat 'n A en 'n T het, is tan, want dit is tanta. En ons weet die tan, en hierdie is baie belangrik, die tan van 36, moenie
hierdie gedeelte vergeet nie, asseblief nie, dis baie belangrik, jy moet die grade insit. So die tan van 36, want ek werk spesifiek met die 36 grade nou, is T op A. In hierdie geval is die T, mos nou my X, en my A is 10. En al wat ek doen is 'n gewone algebra sommetjie, van onder af maal hy soontoe, so ek gaan sê 10 tan van 36 is gelyk aan X. Jy gaan check daai in jou calculator in, en jy kry vir X dan 'n pragtige 7,27 centimeter. Ons werk met centimeters, dit is die eenhede wat hulle vir my gegee het. En dis al wat jy gaan doen. Trig is verskriklik lekker met 'n 90 grade driehoek. Tweede een, hier werk ek met 'n 42 grade. So die eerste ding wat ek doen met 'n 90 grade driehoek is ek gaan label my sye. So hier is my skynsy, dis die een wat oorkant my 90 grade staan. Hierdie is my teenoorstaande sy want ek werk met die 42 grade. So hierdie is my teenoorstaand en die ander dude is my aangrensend. Okay. Nou wat ek doen is ek gaan merk wat ek het en dit wat ek soek. Ek het die 8, dit is my T en ek soek vir X, dis my A. So nou werk ons weer met 'n tan. So ons gaan sê, die tan van, onthou jou grade, die tan van 42 is gelyk aan, ons weet tan se lettertjies is T op A. So in hierdie geval is dit die 8 op X. Okay, nou, kyk gou wat gebeur om hierdie algebra op te los. Selfs as nou, ek gaan maal my X vorentoe, dan kry ek 'n X tan van 42 is gelyk aan 'n 8. Maar ek wil vir X alleen hê. So al wat ek dan gaan doen is ek gaan sê 8 gedeel deur die tan van 42. Jy gooi daai in jou calculator in en dan kry ek vir X as 'n pragtige 8,88 meter. In die skets sal julle sien in die pakkie is die eenhede meter gewees. Right. Dan, hier sê hulle vir my weer 'n 90 grade driehoek, so ek weet, die eerste ding van 'n 90 grade driehoek wat ek altyd doen is ek label my sye. So ek het my skynsy is oorkant die 90 grade, so hierso is my skynsy. Nou werk ek met 'n 20 grade, so hierdie is my teenoorstaande sy, want hy staan oorkant die 20 en die ander dude is my aangrensend. Okay, jy gaan merk wat jy het en dit wat jy soek. Ek soek vir X, dis my S en ek het vir T. Okay, so nou wat ons gaan doen is ons gaan kyk na met watse funksie kan ek werk. Die funksie wat 'n T en 'n S het is sins. So sin van, onthou jou grade, die sin van 20 is T op S. So dit gee vir my 15, my S is 'n X. Okay, nou gaan ons presies dieselfde volg as nou. Julle kan die stappe gaan kyk in die pakkie. My X gaan soontoe maal en dan gaan ek deel met my sin van 20. So ek kry my X as 'n 15 gedeel deur die sin van 20. As jy daai in jou calculator ingooi, kry ek hom as 'n pragtige 43,86. Hulle het nie nou vir my gesê waarmee werk ek, sentimeter, meter of wat nie. As hulle niks vir my sê nie, gaan skryf jy eenhede by. Dan is dit 43,86 eenhede. Alright. Okay, so voorbeeld nommer 4. Hierso wat ons gaan doen, eerste ding wat jy doen as jy 90 grade driehoek sien, is jy gaan label jou sye. So ek het my 90 grade driehoekie daar, hierdie is my skynsy, want dis die een wat oorkant my 90 grade staan. Dan werk ek met 'n 28 grade hierso, daarom is hierdie my teenoorstaande sy en daai is my aangrensende sy. Dan wat jy gaan doen is jy gaan merk wat jy het en dit wat jy soek. Ek het die S en ek soek die A. En dan weet ek die funksie wat 'n A en 'n S het is cos, van is cosas. So die cos van in hierdie geval 28 grade is gelyk aan A op S. So dit is die A is 'n X en die S is 'n 13. En om hom te gaan oplos, ek gaan maal my 13 oor, dan gaan tik ek in my calculator in 13 cos van 28. En dan kry ek my X as 'n pragtige 11,48. Hulle het niks vir my gesê nie, daarom sê ek eenhede. Okay, so tot hier moes ons nou nog heeltyd net die sy gaan uitwerk. Maar kyk gou hierso julle, wat lekker is van trig is, ons kan 'n hoek ook gaan uitwerk. Dit gaan nie net oor 'n sy nie. Kyk gou wat doen ons hierso. Okay,
Jy hou regtig net by jou reëls, julle, dis super maklik. My reëls sê vir my, die eerste ding wat jy doen as jy 90 grade driehoek sien, is jy gaan label die sye. So kom ons label. Ek het my 90 grade daar, so dit sê vir my, hierdie is my skynsy. Ek wil nou spesifiek vir X gaan kry. Sien julle, ek soek vir X, daarom weet ek, hierdie is my teenoorstaande sy, die een wat oorkant die X is. En die ander enetjie is my aangrensend. Ok, nou wat jy gaan doen, is jy gaan merk die twee goed wat jy het. In hierdie geval het ek twee sye. Ok, so ek gaan kyk daar, ek het die T en die S, dan ken ek my leerwerk en ek weet, die funksie wat met 'n T en 'n S werk is sin. So dan gaan skryf ek hom so lank. Ek gaan sê die sin van die hoek wat ek mee werk is 'n X. Onthou, daar moet altyd iets langs sin, kos of dan staan, langs die funksie, hy kort iets. So die sin van die hoek wat ek mee werk is X, is sin se lettertjies is T op S. In hierdie geval is dit dan die 6 bo op die 10. En ons het dit by die onbekende vraag al gedoen, vorige video, is wat jy vir X gaan bereken. Al wat jy gaan doen is jy gaan sê shift sin 6 op 10, check daai in jou calculator in en ek kry my X as 'n pragtige 36,87 grade. Gewoonlik werk dit daar 'n bietjie mooier uit. Alright. Volgende enetjie werk presies dieselfde. Eerste ding wat ek doen as ek 'n 90 grade driehoek sien, is ek gaan label my sye. Ek het my skynsy, ek soek nou my X aan daai kant. So hierdie is my teenoorstaande sy en hierdie is my aangrensende sy. Al wat ek dan gaan doen is ek gaan merk die twee sye wat ek het, dis 'n A en 'n S. So dan weet ek, die funksie wat 'n A en 'n S het, is kos, van die lettertjies is mos kos sas. So ek gaan skryf die kos, die hoek wat ek mee werk is X. Kos van X is gelyk aan A op S, my A is 150 en my S is 203. En dan wat ek gaan doen is ek gaan sê shift, kos, hierdie 150 bo op die 203 is gelyk aan, en dan kry ek my waarde vir X as 'n pragtige 42,36 grade. Voilà, en dis hoe ons dit doen. Hier is daar 'n bietjie 'n mooier manier van hoe hulle dit vir jou kan vra. So julle kan net hierdie video pause en hierdie vraagie self probeer. In die opsomming sal julle sien in die notas het ek dit baie mooi vir jou gecolor code, dat jy weet waarom te begin met hierdie hele ding. Okay, so dis die gedeeltetjies wat ons moet gaan bereken. So wat ek wil hê wat julle moet sien, die eerste ding wat ek dadelik gaan doen, ek gaan soek my 90 grade driehoek. Sien julle, ek het 'n pers 90 grade driehoek daar, want ek kan niks doen sonder 'n 90 grade driehoek nie. Vir hierdie 90 grade driehoek het ek die hoek alfa daar aan die bokant. Okay. Dan gaan werk ek met my volgende driehoek, is ek gaan hom sommer groen maak. Sien julle, hier is 'n 90 grade driehoek. Die tweeetjies overlap by die onderste sy en hy het 'n hoek theta. So dis wat belangrik is om te weet, is jy werk met twee verskillende driehoeke. Jou eerste stap is altyd om jou driehoek eers te gaan identifiseer. Okay, so kom ons kyk. Die eerste enetjie vra hulle vir my vir die kos van theta. Voordat hulle spesifiek vir theta vra, gaan ek my driehoekie highlight. Okay, dit help om elke keer jou driehoek te identifiseer en as jy wil, kan jy elke keer die klein driehoekie apart gaan teken as jy bang is jy raak te mekaar. So daar is die driehoek. Nou wat jy gaan doen, stap 1 vir 'n 90 grade driehoek, daar's my 90 grade vir hierdie driehoek, is jy gaan label altyd eers jou sye. So die een oorkant jou 90 grade, so dit is die C daar, hierdie is my skynsy. Dan het ek 'n teenoorstaande sy, want ek werk nou met theta, daarom is hierdie my teenoorstaande sy, en die ander enetjie is my aangrensende sy. Okay, is baie belangrik dat jy nie die mekaar raak nie. Hulle sê vir my, ek moet die volgende uitdruk in terme van A, B, C en D. Die kos van theta. So, die kos van theta, kos se lettertjies is A op S. Okay, dit is hierdie A op S. So in hierdie geval gaan dit wees B op C en dis al wat jy nodig het om te doen en dan is hy klaar. Okay. Volgende een werk ons nou met twee goed. Hulle sê vir my die tan van theta en die sin van alfa. So kom ons hou by my groen driehoek eers. Ek het my groen driehoek
en ons label sy, ons het dit mos daarom nou al klaar gedoen. Hierdie is my skynsy, my teenoorstaande sy en my aangrensende sy. Dan het ek 'n persdriehoek, daar is die persdriehoekie, en sy, ek werk met alfa, daar is alfa. Eerste ding wat ek doen is, ek kry my skynsy, ek gaan hulle hier in die binnekant merk, dis my skynsy, my teenoorstaande, ek werk nou met alfa, so hierdie is die teenoorstaande sy, so vir die persdriehoek is dit die T, en die ander een is dan my A. Okay, so jy moet baie mooi kop hou hier. Hulle vra vir my die tan van theta. So tan se lettertjies, en eers ons werk met theta, so nou werk ek met my groen driehoek. So die tan van theta, so kom ons gaan skryf hom in groen, tan van theta is T op A. So dis die T bo op daai A. In hierdie geval, in terme van A, B en C en D, is dit A op B. So hierso staan A bo op die B. Plus, die sin van alfa, nou werk ek met my persdriehoek, met alfa daar. Die sin van alfa, sin se lettertjies is T op S. So met die perslettertjies is dit die T bo op die S, dis werk met die perslettertjies. So die T in hierdie geval is B, en die S in hierdie geval is C. En daar is my antwoord. Right, volgende enetjie. Hier werk hulle vir my die sin van 90 minus theta. Julle het nou nog nie met kofunksies in graad 10 gewerk nie, so ek weet dit gaan wees die kos van theta, maar julle hoef nou nog nie daaroor te worry nie. Die van julle wat 'n bietjie vooruit wil werk, julle kan gaan kyk na die graad 11 se leerwerk, daar werk ons met kofunksies. Okay, so daai is, ons werk met theta, so ek gaan met my groen driehoek werk. Sien julle elke keer identifiseer ek eers met watse driehoek wil ek werk. Dit is regtig baie belangrik dat jy dit altyd eers doen. Okay, nou ons werk met 90 minus theta, so ek het nou nog nie lekker my hoek nie, maar as ek gaan werk met binnehoeke van 'n driehoek, ek weet mos hierdie 90, as ek in my groen driehoek kyk, die 90 plus daai theta, plus, nou kom ons noem hom x, wat ook al daai x is, so moet dit 180 grade gee, want is binnehoeke van 'n driehoek. So, as ek my hoekie se naam kry van x, dan kan ek dit alles oorvat en hulle minus. 180 minus 90, 90 minus theta. Sien julle hierdie hoekie bo se naam is 90 minus theta. Okay, so, nou het ek ten minste al 'n hoek om mee te werk. So, ons gaan werk, ek noem hom, hierdie hoekie se naam is 90 minus theta. Okay, en die res is daarom lekker straightforward. Die eerste ding van 'n 90 grade driehoek is jy label altyd eers jou sye. Ek het my 90 grade daar, so hierdie is my skynsy. Ek het my teenoorstaande sy, want dit is die teenoor die hoek wat ek mee werk, en die ander een is my aangrensend. So hulle soek die sin van hierdie 90 minus theta. So die sin van 90 minus theta, sin se lettertjies is T op S, so dit is T op S. So in hierdie geval is dit die B bo op die C. Okay. En dan die laaste enetjie, werk ons met cos kwadraat van alfa. Eerste ding wat ek altyd gaan doen, is ek gaan identifiseer met watse driehoek wil ek werk. Right, en dan gaan label ek ook my sye, ons weet daarom nou al, hierdie is my teenoorstaand, daai is my skyns en hierdie een is my aangrensend. Ek doen dit oor en oor, want ek wil regtig hê julle moet die prinsip hiervan verstaan. Dit is verskriklik belangrik. Nou weet ek die cos kwadraat, cos se lettertjies is A op S. So dit is A op S. So in hierdie geval is dit D bo op C. So jy kan gaan skryf die cos kwadraat van alfa is gelyk aan, cos is A op S, maar hulle soek 'n kwadraat. Sien julle, my kwadraat is daar. So al wat gebeur is ek gaan skryf hom net D kwadraat op C kwadraat en ons my antwoord. Alright.